In die kultuur waarin ek en jy onsself bevind, ken ons nie regtig konings en koninginne nie. As jy nou vir ons oumas en ons oupas gaan vra of dalk selfs hulle ouers, dan sal jy agterkom hoe dit voel om onder die mag van 'n koning of 'n koningin te leef. Maar ons ken nie regtig konings nie. Ons ken presidente, ons ken kabinette en ons ken ministers wat teen 'n ongelooflike hoë spoed met hulle blinkkarre ry en met hulle blou ligte op hulle dak en vir jou probeer waarsku dat hulle op pad is en dat jy so vinnig as moontlik uit die pad uit moet kom. Maar konings en koninginne, ons ken hulle nie regtig nie. Nou in die antieke tyd het dit so gewerk dat as jy 'n ontmoeting wou gehad het met 'n koning of 'n koningin, dan was daar 'n bepaalde protokol wat 'n mens moes nakom. Jy kon nie sommer maar net op enige stadium van die dag by 'n koning of 'n koningin se paleis of kasteel aankom en verwag dat hulle met jou sal praat of met jou 'n ontmoeting sal hê nie. Nee, jy moes op baie spesifieke en spesiale geleenthede daar aangekom het. En 'n koning het nie na jou toe gekom as jy vir hulle wou sien, of 'n koningin het nie na jou toe gekom as jy 'n ontmoeting met hulle wou gehad het nie. Nee, konings en koninginne het jou net ontmoet in hulle troonkamers. Hulle sou gewoonlik op hulle trone gesit het in hulle troonkamers en dan sou jy na hulle toe nader gekom het, net tot by 'n bepaalde punt en dan sou hulle eers vir jou aangehoor het. Maar konings en koninginne het nie na jou toe gekom nie. So het dit gebeur dat op 'n stadium met Martin Luther, die bekende kerkhervormer, 'n preek gehad tydens Advent en dit is juis die tyd van die kerklike jaar wat ons nou herdenk. En toe preek hy oor die unieke koning Jesus Christus, wat nie soos aardse konings is en wag en verwag dat jy na hulle toe moet kom nie. Inteendeel, nee, hy het gesê ons koning is uniek, want ons koning kom na ons toe. Hy verneder homself deur na ons toe te kom. En ons kan nie daarop roem dat ons so oulik is en dit is hoekom hy afkom na ons toe nie. Nee, inteendeel, hy sê ons verdien dit nie eers dat ons koning na ons toe kom nie. Ons koning kom af na ons toe en kom ontmoet ons in ons unieke situasies van die lewe, omdat hy 'n genadige en 'n liefdevolle God is. En dit is vir my en jou juist die goeie nuus van hierdie tyd van die kerklike jaar, waar ons wag op die koms van ons koning na ons toe. Hy kom ontmoet my en jou in ons eie unieke situasies. En ek weet nie hoe lyk jou situasie op hierdie stadium op die vooraand van Kersfees nie. Dalk is jy in opgewondenheid en in vreugde wat jy afwag vir Kersfees om te kom, want jy gaan familie sien wat jy lanklaas gesien het, of jy gaan met vriende kuier, of wat ook al die geval is. Maar vir baie mense is hierdie nie so 'n vreugdevolle tyd nie. Vir baie mense, veral na die gebeurtenisse van die afgelope 2 jaar, is dit 'n hartseer tyd. Dis 'n tyd waar 'n klomp mense na geliefdes verlang. Dis 'n tyd waar 'n groot klomp mense worstel met hulle eie siekte. En is dit dan ook nie vir hulle so 'n vreugdevolle tyd nie? Vir ander mense is dit 'n tyd van finansiële bekommernis, want wat gaan volgende jaar voorlê? Wat gaan volgende jaar alles inhou? Die wonder, die goeie nuus van Advent is dat ons koning afkom na ons toe. En hy kom ontmoet elkeen van ons in ons eie unieke situasie, of dit vreugde en ekstase is, en of dit hartseer en wanhoop is. Hy kom ontmoet vir my en vir jou, daar waar ons onsself bevind. En mag ek en jy tydens hierdie feestyd, maar elke ander dag, ietsie van daardie genade ervaar. Mag ons dankbaar wees vir die genade dat ons koning na ons toe kom en ons kom ontmoet daar waar ons is, maar meer nog, mag ons ietsie van daardie genade en daardie liefde met die wêreld rondom ons deel, en mag elkeen van julle 'n geseënde Kersfees hê. Hemelvader, baie dankie vir hierdie dag. Dankie dat U ons kom ontmoet daar waar ons is, dat U 'n unieke koning is, en dat U nie soos aardse konings is wat verwag dat ons na U toe moet kom nie. Vader, dankie dat U na ons toe kom in U genade, en dat U ons kom aanraak in U liefde. Vader, vul ons so in hierdie feestyd, dat ons daardie liefde en genade nie anders sal kan as om met die wêreld te deel nie. Ons vra dit alles in U naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons het hierdie Saterdag, die 25ste Desember, 8:30 die oggend ons Kersfeesdiens, en elkeen van julle is welkom om te kom bywoon of om selfs aanlyn in te skakel. Baie dankie nogmaals dat jy ingeskakel het. Ons sien mekaar gou weer.